Wat is die grootste bewys dat dit nie miljoene jare gevat het nie? Want Christene sê hy het deur miljoene jare geskep. Is dit nie dalk so nie? Hoekom sê hulle dit? Wat is die dinge wat hulle pla? Wel, die groot probleem is die sterre wat so ver van ons af is en lig wat so lank vat om hier te kom. Die naaste ster aan ons is Alpha Centauri. Dit vat 4 jaar vir sy lig by aarde te kom. Hy is die naaste ster. 4 jaar. So as hy vandag ophou bestaan, gaan ons eers oor 4 jaar dit weet. Dan gaan sy lig ophou. En hy is die naaste. Nou kyk hoeveel sterre is daar. Miljoene. En hulle is ver. Nou sê hulle is ligjare ver. En hulle kan ook kyk hoe ver is. En dan sê hulle hierdie ding is 20.000 jaar ver. Hierdie ene is 'n miljoen jaar ver. Maar ek sê nou die aarde is 6.000 jaar oud. Nou wat nou? Hoe verklaar jy dit? Wat is die antwoord? As God die aarde kan skape en God kan die sterre skape, hoekom kan hy nie die lig tussen die sterre en die aarde skape nie? Hoekom moet hy wag vir die lig om tot by die aarde te kom? Dit beteken net, as hy dan nou, soos hulle sê, 40.000 ligjare ver is, moet ons nou 40.000 jaar wag vir die lig om hier te kom. Hy skep die lig tussenin. Is dit vir moeilik? Nee, hy sê dit net, en daar is dit. En daar is dit volmaak, terwille van ons, om die sterre te kan sien, en hom te verheerlik oor sy grootheid, doen hy dit. Nou sê ons, hy kan dit nie doen nie. En nou sê Christene, ja, hy het geskape oor miljoene jare om te kompenseer vir dit. Asof God dit nie kan doen nie. Nou wat is die bewys dat dit nie miljoene jare gevat het nie, maar 6.000 jaar? Die dood is die bewys. Hoe oud is die dood? 6.000 jaar. Nou wat het dit met die hele saak te doen? Adam het gesondig. En onthou nou, hierdie is die argument teen Christene. Hulle glo na dit. Hulle glo die Bybel, sê hulle. Adam het gesondig en die gevolg was die dood. En voor Adam was daar nie dood nie. Dit beteken niks het gesterf nie. So as die aarde dan nou, ek weet nie wat hulle sê nie, hulle raai ek so, miljoen jaar oud is. Hulle praat van 50 miljoen en 100 miljoen. Ons sê is 'n miljoen jaar oud. En die Big Bang het 'n miljoen jaar terug gebeur, want mense wat Christene is, sê God het geskape deur die Big Bang. Die toevalligheid. En toe het dit nou ge-evolve tot waar ons nou is. God het dit so gedoen, dis hy geskep het. Okay, kom ons toets dit. So 6.000 jaar terug het die dood eers begin. Dit weet ons, dit lees ons in Genesis. Voor dit, dis 6.000 versus 'n miljoen. Okay, as jy nie weet hoeveel dit is nie, as jy 6.000 rand aan die bank het, is dit baie. Nee, einde van die maand geen moeilikheid hê. As jy 1 miljoen het, is dit baie. Dis baie. Dis 'n klomp, daarmee kan jy regkom. As jy dit omskakel na jare, dan 6.000 jaar en 'n miljoen jaar nogal verskillend. En dis nie 'n miljoen nie, hulle praat van 100 miljoen of wat ook al. Dit is 'n baie klein gedeelte waar die dood by betrokke is. En wat daarvan? Wat is die probleem? As die Big Bang gebeur het, miljoen jaar terug, en daar's daai selletjie, die amoeba, en hy split weer, en hy split weer, en naderhand word hy 'n wesietjie. En natuurlik kan ek maar spotend wys sê, toevallig het hy ontstaan, en toevallig het hy gesplit. Toevallig het hy daar waar hy ook al was, as ek nie weet waar dit is nie, maar daar was niks nie, het hy nie dood gegaan nie. Die son het hom nie dood gebrand nie. Hy het nie verdroogde dood gegaan nie. Hy het bly bestaan. Hoeveel tyd het hy gehad? Sekondes. Dan gaan die son hom doodbrand. Ek meen 'n sel kan nie in die oopte bestaan nie. Daar was nie 'n laboratorium nie. Ons dink hy's in 'n laboratorium gemaak, hè? Dis oop. Ek kan nie sê op die veld nie, want as die veld nie, daar's geen lewe nie, sê hulle. In 'n geval, toe ontstaan hierdie selletjie en hy word 'n dingetjie. En die dingetjie het die vermoë om voort te plant. Waar kry die ander dingetjie om hier voort te plant? Ek weet nie. Wat 'n wollaar storie. Maar in 'n geval, hulle sê hy het voortgeplant en toe is daar nog 'n dingetjie. En hierdie dingetjies het meer geword en hulle het toe begin verander en toe word hulle 'n vis in die see. Ek weet nie waar die see vandaan gekom het nie, maar hy is toe nou ook daar. En hier's die visse, hierdie goedertjies het toe verander in visse. Hulle het nie verander nie, hulle het voortgeplant en elke keer as hy voortplant is daai voortgeplante dik nader aan 'n vis. En dis ons by die miljoene jare. Toe die vis naderhand agtergekom, nee, maar ek is nou moeg vir die see, ek wil nou op die land wees. Intussentyd is die land vol plante, ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar dis nou ook daar. En toe die vis verander en het begin op die vaste land asemhaal. Nou, waar gaan ek nou heen met hierdie lang storie van my?
Die dood was nog nie daar nie. So daai heel eerste sel van toevalligheid was nog daar. Nou is ons al 'n paar duisend jaar verder. Daai selletjie is nog daar. Daai volgende enetjie, daai mismaakte wat ook al is nog daar. En die volgende een is daar. En die ding wat nou halfpad ontwikkel het na 'n vis toe, hy's nog daar, want hy kan nie doodgaan nie, want daar is nie dood nie. Want dood het gekom nadat Adam gesondig het. So dit beteken toe Adam in die paradys was die aarde vol van hierdie misbaksels, hierdie halfgemaakte goeters. Want hulle kan nie doodgaan nie. Wat 'n nare plek. Het iemand ooit daaraan gedink? Maar ons praat net agter hierdie homies met die wit jasse aan en ons stem net saam. Dis sotheid. Dis wat Salomo van praat as hy sê moenie 'n dwaas aan sy sotheid antwoord nie. Ons luister vir hulle en ons ag hulle belangrik want hy noem homself professor en een of ander instansie noem hom professor. Moenie dat hulle jou verlei nie. Moenie laat hulle jou mislei nie. Dit wat ons sien is deur die wysheid en die verstand van die Almagtige. Geen toeval nie. Beplant. Hy het 'n blou druk gehad van wat hy wou gehad het en hy het dit gemaak en dit het hom 6 dae gevat. So. En hy het die planete gemaak en hy het die sterre gemaak en hy het die aarde gemaak en hy het die lig gemaak tussen die sterre en die aarde en alles wat ons vandag nie verstaan nie, het hy gemaak.